Die tydperk word gekenmerk deur ons wat saam sing. Nou daar is 'n lied waarvan ek so baie hou, wat ons almal ken. Wat die band, hulle maak hom so lekker, hulle maak die sang aan die brand. So band, daar's 'n lied wat sê toe moeders na Jesus hul kindertjies gebring het, wou sy disippels hul belet gaan weg van die Here. Kan ons hom net so kry asseblief ons ek gaan vir u lees vers 6 en 7 en dan vers 10. Dan wyk die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokke en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar en die klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koeie en die bermwy en die kleintjies lê by mekaar en die leeu eet strooi soos die os. Vers 10. En in die dag sal die nasie vra na die wortel van Isaia, wat daar staan as 'n banier van die volk en sy rusplek sal heerlik wees. Familie, welkom vanoggend hier in die huis van die Here. As jy nie geweet het nie, ons vier Kersfees nou al. So ons maak onsself gereed vir die koms van die Messias. En in ons voorbereidingsfase nooi ek u uit om welkom te wees hier. Daar is geen ander plek waar u so welkom geheet sal word met die woorde laat die kindertjies na my toe kom. Nie na enige ander plek toe. Laat al die kindertjies na my toe kom. Ek gaan vir u roep om vir ons die openingsgebed te kom. Goeiemôre geliefdes. Wat 'n wonderlike voorreg. Eintlik is ons verlosser en ons saam. Ja, dat ons hier in die plek van afsondering kan staan en ons gedagte moet gaan. Geliefdes, en weet hy is teenwoordig. Hy is teenwoordig.
oorvloed. Vader, daarom vra die psalmiste, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U op besoek. Ja, Here het hom weinig minder as 'n hemelse wese gemaak, maar met hom met eer en aansien gekroon, so U welbehaag in U volk. Daarom is ons hier byeen, Here, om U te loof en U te prys. Here, want hier is niks en niemand, Here, wat met U vergelyk kan word. Here, wat ek is en wat ek het, Here, is net genade. Vader, dankie, Here, vir die genadige lewe, Here, wat U aan ons as die mens skink. Vader, ja, Here Jesus, dankie, Here, dat U, Here, hierdie plek al vir ons voorberei het, Here, voor die grondlegging van die wêreld. Vader, baie dankie, Here. Here Jesus, Here, dat ek hierdie leertom kan aflei, Here. Here, dat ek hier weer, Here, kom skoon maak. Here, dat ek weer hier kan inneem, Here. Here, vir die volgende week wat vir ons voorlê. Vader, baie dankie, Here. Here Jesus, Here, U is 'n God, Here. Here Jesus, wat groot en magtig en heilig is. Vader, ja, Here, ons dink, Here, aan hulle, Here Jesus, wie dit nie so goed gaan vanmôre, Here. Dink aan hulle, Here, hulle wat daar, Here, in hospitale. Ja, Hemelse Vader, hulle, Here Jesus, wat daar in versorgingsplekke lê, Here. Here Jesus, dink aan hulle, Here. Here Jesus, ons is hier, Here, om hulle op te dra na U, Here. Here, ons bring hulle lede, Here, voor die troon, Here, van genade van U, Here. Dink aan hulle, Here. Here Jesus, dankie, Here, dat U, Here, ons as die mens maak. Dat ons moet voorberei, Here, vir die koms van ons verlosser en ons saligmaker. Vader, ja, Here Jesus, maar baie dankie vir die seun, Here Jesus Christus, wat U gestuur het, Here, om ons bewus te maak, Here, daar is nog 'n lewe na hierdie lewe. Vader, daarom vra ek, Here, kom vorm ons en maak ons soos U wil hê, ons moet wees. Here Jesus, help ons, Here, dat ons nie net sal Here, maar dat ons in U wil sal inbeweeg, Here. Ja, Hemelse Vader, dankie dat U woord in ons midde gelos het. U woord wat selfs 'n pad, 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete in hierdie donker en gebroke wêreld is. Vader, dit is hoe U aan ons gedink het. Vader, ja, Here Jesus, kom seën hierdie byeenkoms, Here. Kom seën U, Here. Here Jesus, want ons is vol verwagtinge. Here Jesus, vir hom, Here, wie U vanmôre uitgekies het om hier te staan. Here, ek weet hy het gereed. Here Jesus, hy het tyd gemaak met U woord, Here. Ek weet hy sal net spreek. Here Jesus, soos U wil hê, hy moet spreek. Kom seën, Here. Kom seën. Here, ons sal ook nie nalat die gebed wat U disippels geleer het toe U vir hulle gesê het, wanneer julle bid, moet julle ook so saam bid.
ons op te staan. Daar's iemand wat eens gesê is, jy's at the battlefield where the enemy tries to do his best to get you down. En ek wens dat jy eendag die voorreg kan hê om hier voor te staan terwyl ons hierdie of hierdie gebed bid. It's a powerful message. En die enemy het gedink hy kan doen. Met die pakkels sal ek sien, maar dis toe nie so maklik. Nee. Familie, daar is nog 'n lied wat ek graag wil hê ons moet sing ter inleiding van ons diens. Die band gaan vir ons lei. Dit is Psalm 332. My Jesus, ek min U, ek eien U nou. Die sondige plesiere lê ek voor U neer.
die stukkie waar jy vashou. Want die duiwel probeer enigiets om vir jou onder te kry. Maar hy kry dit net nie. Want jy sing net aanhou die Here se pryse. En hy gaan probeer, maar ek is vir hom. Ek gaan aanhou dans. Of Suster Megan Botha vir broer Tyreek Spy. Ek roep ook na vore Suster Chelsea Peterson asseblief. Van ons 16 dae van aktivisme en ek kan vra dat ons liewe lidmaat suster vir ons die 16 dae van aktivisme keer sal aansien. En dan is ons steeds in ons HIV en vigsbewusmaking seisoen en ek gaan vra dat broer Spy vir ons die kers van HIV en vigs sal aansteek. Ellen. Ons het gelag en gesing toe het ander mense gesê, die Here het groot dinge gedoen. Luister en hoor, God se belofte is waar. Ewig en nou, alreeds en nog nie. God se belofte is waar. Ons sal nie skryf nie. Ons sal nie leer word. Genade en vrede van God die Vader en sy Seun Jesus Christus wat gekom het, hier is en weer gaan kom. En die Heilige Gees wat ook in die adventtyd God se hoop, vrede, vreugde en liefde in ons harte wil laat leef. Genade en vrede van God. Amen. Broers en susters, kom ons sê die vrede met mekaar asseblief. Amen.
nie op 'n Sondag so vinnig huis toe gaan. Want dit het my ons in mekaar gemis. Asseblief moenie haal oop huis toe nie. Asseblief, ek gee geleentheid aan die junior koor.
Ik gee tot hierdie vir broer Sen vir die aankondiging. Goeiemôre broers en susters. Ek gaan my kommentaar weer hou op wat die broer nou gesê het. Familie, ek groet hier in die wonderlike naam van Jesus Christus. Weer eens 'n voorreg om hier in die huis van die Here te kan wees. My taakie is nog vanoggend weggevat. My begroeting was vir u uitkoop Jesaja en toen hoor ek met die diensleier en nou klaar weggeneem. Maar toe dink ek, wag, ek het mos altyd iets in die sak, soos die ou mense sê. En my begroeting vanmôre vir u is dit hierdie gesang, hy jou onthou en ook vir my. Toe hy daar hang en bitter ly, oor wonderliefde, so ryk en vry. Dit breek sy hart vir my en vir jou. Familie, u is nie per toeval vanmôre in die huis van die Here. U is nie per toeval in die lewe nie, want hy het vir u onthou. Spreek hy met die woorde uit Johannes 17, waar Jesus bid vir sy disippels. En u sal merk een van die verse bid hy ook vir ons, wat nog na die lewe toe op pad was. Die Here het al klaar vandag vir ek en vir u voorberei. Ek groet ons gemeente, ons organisasies, ons kerkraad, ons ondertussen Denise daarbo wat ons al die presentation hanteer. Ons self met vir jou môre Denise. Het ons enige besoekers in die huis van die Here vanmôre? Ons het al vakansie van ons in die dorp. Ek weet. As die lank as die kerk was, as jy kom besoeker, Here, ek prys nie, kom ons vir die dierbares. Onze tweede Sondag van Advent is die tyd van aankondiging oor die koms van ons Here Jesus Christus. 'n Besondere tyd op die kerkkalender en ons is op afwagting vir die koms van die Here. Vandag vier ons die dag, die Sondag van vrede. Dis hoekom ons die vrede met mekaar kon deel. Ons dienstleier vanmôre, broer Noaton, ons prediker vanmôre, broer Ronald Simon. Familie, ons herinner u asseblief om nie onder die bome te parkeer nie, van die takke val af, en ons wil nou nie hê dat u vir ons 'n brief moet skryf oor skade aan u voertuig nie. So moenie onder die bome parkeer nie. As u dit doen, dan kan u het die sin klaar voltooi. En dan versoek ons asseblief dierbares om nie in die toilette of op die terrein te rook nie. Asseblief dierbares, hierdie terrein is 'n rookvrye sone. So u moet maar inhou, rook maar voor die tyd, voor die kerk te kom, en hou maar in tot wanneer die diens klaar is. Asseblief tog, ons vra asseblief baie mooi. Ons het ook brille wat dan nog 'n ruime tyd agter is. Ek weet nie hoe gaan ons identifiseer nie. As u nie my kan sien nie, dan het u die bril nodig. So as u bril soek is, kom na my toe.
ons sal vir u bril oorhandig. Dan het ons nog steeds siekes in ons gemeente en ook ons gemeenskap. Broer Wes, sterk aan by die huis nog steeds, hy is nog steeds siekerig. Maar ons verstaan, daar is 'n bietjie verbetering gewees. Suster Maandewijk, toon ook herstel, Suster Maandewijk is in Rosedale, en Suster Aries wat 'n redelike tydjie gelede, ons by die Aries wat operasie ondergaan het, as hy sterk ook baie goed aan. En dankie verneem van broer Ben Benders, wat ook nie wel is nie. So, ons dink aan hierdie dierbares in hierdie tyd. Dan, dit is nie noodwendig 'n lidmaat by ons nie, maar ons het ook verneem deur die kanaal van die streek, die afsterwe van Suster Anet. Ek weet nou nie wat sy vertroude van nie. Ressel. Maar sy is die Erasmus, dink ek is aanwooiers van broer Rassie Erasmus van jou pa. Dit is sy dogter. Die rede hoekom ek noem, en dis nou onlangs, het hulle ook hulle een dogter aan die dood afgestaan. Ek dink is plus minus 'n maand gelede. En nou is daar nog 'n dogter wat die lewe verlaat het. So, ons dink aan persoonlik op broer Rassie en sy vroukie en die gesin daar met hierdie slag wat hulle ondervind. Dan vier ons nog steeds 16 dae van aktivisme teen geslagsgeweld, teen vroue, kinders en ouer mense. Hierdie veldtog het begin die 25ste November en eindig die 10de Desember. Die gemeenskapspikniek van die plaaslike leraarsforum vind plaas komende Saterdag die 13de. Gemeente as u contributions wil gee, u is meer as welkom. Ons almal deel van die leraarsforum en ons het 'n verpligting om met liefs vir 200 mense kos te kan gee. Dan wanneer hulle ook 5 jong mense vir die speletjies en 3 marshals om die sekuriteit te hanteer. Katekisasie 2026. Ek is baie om te sien dat ons broers en ons susters, wat sal ek Kerspyn, broer Kerspyn, suster Botha, Pietersen, hulle is nog hier. Ons het maar altyd iets van die gemeente as die dierbaars aangeneem het. Dan sien ons, dis die laaste keer wat ons wil sien, maar baie dankie dat u lidmaatskap ernstig opneem. Nou Katekisasie 2026, u moet die kind met 16 jaar ouer wees. Daar's 'n oorbruggingskursus wat in April 2026 is. So die program is nou 'n jaar en 7 maande. Indien die volgende jaar in matriek is, dan sal jy net die 1 jaar program doen, omdat ons 'n oorbruggingsperiode het. So, die aansoekvorms vir die oorbruggingskursus sluit einde Januarie 2026 en die 1 jaar program se aansoeke sluit einde van hierdie maand, die 31ste Desember. Enige inligting is die meer as welkom om die kategete te skakel of ons Mission Council konvene. Ons volgende week, die 14de Desember, het ons ook die heilige avondmaal van die dagmaal. So ons dagmaaldiens begin om 9:00, so dan sal ons gewone dagmaaldiens ook hê volgende week. Ons word ook besoek deur ons moderator, eerwaarde Elliot Jingi. Hy sal hierdie diens waarneem. Ons Kersdagdiens begin om 8:00 en ons oujaarsdiens begin om 10:30. Dan ons bejaardes ete is komende donderdag, en nie woensdag nie, komende donderdag, die diens begin reeds, of die verrigting begin om 11:00 met 'n nagmaaldiens, om 11:00 en 12:00 begin die ete. Ons vra ook in die kwalifikasie, om aan die geleentheid by te woon, u moet 70 en ouer wees. So as u 61 is, hulle gaan kyk of daar oor is. As u enigeen wat behulpsaam sal wees om die bejaardes kan kry, eers om ons te skakel asseblief, want dit help nodig om die dierbares hier by die kerk uit te kry.
Soos ook die name in die wyke is, geef maar deur na u wijktheater en dan sal ons dit verder neem. So dis donderdag die 11de. Die musiekbeplanningsvergadering is op die 15de Desember om 6:00 en die convener gevra dat alle organisasies moet teenwoordig wees vir hierdie belangrike beplanningsvergadering vir 2026. Dan vra ons van Suster Hilda wat OMB ons aan te sluit met die onder asseblief. Nie waar die gemeente sê nie moeilikheid nie. Dierbares, ons ESA Synodes en Music Ministry het 'n raffle-kompetisie gehad om fondse in te samel en alle kerke was verplig om boekies te neem, gelde in te samel en dit oor te betaal aan die ESA Synode. Nou by ons onlangse streetvergadering is die raffle nog getrek en Suster Hilda het gewen die eerste prys. Maar ek kan nie vir u sê wat die prys is nie, want Poppy sê ek mag nie dit disclose nie, want ek wil nie hê sy moet in vrede haar prys nie. Die hoeveel is ontvang? Ons mission council wie dit kan uitbuit. Goeiemôre gemeente. Ek het nou meer 'n hand in hierdie wen as net die Mission Council convener. Toe hulle die eerste prys wou trek, vra hulle van iemand is in die saal wat die trekking wil doen. Toe sê Paulsdorp wat die trekking doen asseblief. En ek het die boks so gekyk en ek het nog maar 'n bietjie diep gekrap. Ek het diep gekrap. Mense kan ons gewoonlik net so bole, ons het diep gekrap. En toe handig ek die ou blaadjie wat toegevul is aan die streeks koor bestuur en ek sê vir hulle die is 'n Paulsdorpse. En terwyl hulle so die nommers moet nagaan en kyk en hulle sê toe die Suster Hilda, toe sê vir hulle ek moes hulle gesê dis 'n Paulsdorpse. So Hilda, as bestuur, daar bestuur kerk, gemeente, kore, is ons baie bly saam met u. En soos wat die Poppy sê, ons kan gelukkig nog nie vir u sê wat dit is nie, maar dit is die eerste prys. So baie geluk in diese POP, Proof of Payment. Baie gemeente, ek wil net aan my kinders sê, baie dankie. Ek het dit nog nie verwag. Nog nooit het ek in my lewe op prys maar ons het 'n spesiale verjaarsdag vanmôre ontvang en dierbares, ek gaan dit lees want jy moet maar mos luister wanneer groot mense vir jou iets sê. So jy moet nou doen. Ek doen nou soos gesê was. Vandag is Suster Caroline oor 76 jaar.
en sy dank die Hemelse Vader vir die beste verjaarsdaggeskenk ooit met die blye nuus Dinsdag van die dokter dat sy nie meer kanker het. En sy skryf verder, alle lof en prys aan die Here. Baie dankie ook aan die gemeente vir die gebede, maar die grootste dank aan my meester. Baie dankie. So, baie dankie. Dankie vir daardie getuie, vir wat die Here vir u kon doen. Wijk 7 is môre aan by die Aries woning in Soepertstraat om 18:30, sorry. Hulle kom daar by mekaar, wijk 7, môre aan by die Aries woning te Soepertstraat. Ons het vanmôre 2 skriflesings. Romeine, ons gaan net die 1 vers lees. Romeine 15 vers 13 en Matteus 3 vanaf vers 1 tot 12. As u vanoggend voel om vir die Here dankie te sê van 'n verjaarsdag, die huweliksdag, enigiets wat u wil sien. As u vanmôre in die vallei is en gebed nodig het, of vanmôre is u net stil. U is net stil en u weet nie wat op u hart vanmôre aangaan nie. Is u meer as welkom om te staan. Broer Martin Pieterse sal 'n woord van bemoediging vir u gee. Baie dankie, gemeente. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus. U weet, ek het vanmôre goeie nuus vir u. Dankie vir die profetiese kennis. En die woord van die Here. Familie, wat staan? Ek glo u staan met dank en met dankbaarheid. Staan hier vanmôre om vir die Here te kom sê baie dankie. As 'n gunste. Want hy in hierdie week wat verby is, of al in die verlede vir u kom bewys het. Yes. En familie, ek wil graag met u deel. Eers die goeie nuus. Uit Psalm 33 vanaf vers 12 tot en met vers 15. Mense, ek en u die Here aanbid, sal baie gelukkig wees. Hulle is sy kinders. Hulle is baie spesiaal. Ek en u is baie spesiaal. Amen. In die oog van die Here. Die Here is so. Amen. Yes. En hy is ook baie besorg oor ek en u. Vanuit sy woonplek waar hy as koning heers, gee hy vir elkeen. Halleluja. Amen. Hy was nog onvermoedig. Yes. Weer die Here gee vir ons.
geef aan mense, ek en u, gee hy insig en kennis. Hy weet presies wat ons doen. Hy weet presies wat ons doen. Dit is die mooi van die Here se karakter. En daar is ook die slegte van die Here se karakter. Jy weet saam die mooi kom aan ons ook die slegte. Nou lees ons van die slegte in Psalm 34. Lees ons dan verse 16 en 17. Die Here sorg vir almal wat doen wat hy sê. Hy help hulle met wat hom om hulp vra. Maar die Here ignoreer mense wat kwaad doen. Hy gaan hulle laat verdwyn. Niemand sal ooit weer aan hulle dink nie. Die Here help die wat hom liefhet. Familie, dit is die mooi en dan is dit die sleg. Ek gee die woord dat ek nou aan die voorhou. Uit die woord van die Here. Dit dan van die af. Mag die Here van die sien. En vir die meer neerkom en die meer sy gunst is. Maar wees versigtig. Wees versigtig. Want die Here ignoreer mense. Kom sê die woord. O Here, ons sê, Here, baie dankie vir die woord, Here. Here, die woord wat so vrylik beskikbaar is, Here. En as ons die woord lees, Here, dan leer ons en lees uit die woord van U, Here. Uit U mond uit, Here. Sê die vanmorgen vir ons. U is bereid om ons die gunste te bewys. Maar ons sê mooi werk met mekaar. Here, as ons kwaad, dan gaan U vir ons ignoreer. Here, as ons ignoreer, ons ignoreer. Help ons, Here, ons recht sal doen, die Vader. Dat ons die gunste en die gaas van U kan aanvaar. Here, seën hierdie oomblik. En bewaar ons, Here. Asseblief tog, Here. Die woord wat om U geleer het, ons U kinders is, Here, die so beswaar en omgeen, en vir ons sorg, Here, dankie, baie dankie, vir die woord, Here. Ons eer U daarvoor, met soveel baie van die danksig. Amen. Ek gee geleentheid aan die senior.
ons staan wanneer ons Gods woord lees, gebed om die opening van die woord. Maranatha, Here Jesus, kom spoedig. Gee U seën en laat blomme groei in die woestyn. Laat almal sien dat U Here en Koning is, met lig omgewe. Maak ons slap hande en bewende knieë weer sterk. Kom en red ons. Bring genesing sodat daar hoop, vrede, vreugde, herstel en blydskap oor die Here aarde sal wees. Amen. Vanmôre het ons ons skriflesings, 2 skriflesings. Eerste skriflesing kom uit Romeine 15. Ons gaan net die 13de vers lees. Romeine 15, net die 13de vers. Ek lees vir die 1983 vertaling. Mag God, die bron van hoop, julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons tweede skriflesing vind ons in Matteus 3 vanaf vers 1 tot 12 vir ons oordeenking. Matteus 3 vanaf vers 1 tot 12. Die opskrif: Johannes die Doper en sy prediking. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die omgewing van Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom om hom deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende troon kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet nie julle verbeel dat julle julleself kan, dat julle by julleself kan sê: Ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die byl lê klaar in die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Dit is die woord van die Here. Familie, en dan word dit ons woord gaan ons fokus na die altaar bring en ek kan vra dat ons dit woord is.
Die saak word geroer. Dankie vir julle broeder wat hier agter my staan. Hij praat baie mense, die lewe, die is Pinkster. Prys die naam van die Here. Kom ons word net stil en ons sê dankie. Ek wil net dit doen wat gevra was van my. Kom ons word net stil. Here, wanneer ons stil word, sê ons vir u baie dankie. Die hele aarde en sy volk behoort aan U. Dan sien ek nog 'n opskrif wat sê niks, maar niks wat ons skei van die liefde van God. Baie dankie Here Jesus. Here, ek bid vir diegene wie kon gee. Maar daar is ook hulle wie niks het. Maar niks mag ons skei van die liefde van Jesus. Here, kom seën asseblief hierdie offer. Maak dit heilige gebruik in die naam van Jesus. Dankie Here, U seën. Here, vir hulle wie ook niks het, want U is die groot voorsiener. En daarom kom die eer, die lof en die aanbidding U toe. In Jesus naam, met danksegging. Amen. Liefde van Jesus is wonderbaar. Vir die mense wat ons se name nie genoem het vir die verjaardag. Ek weet hier het verjaardag. Maar die naam is nie die myne nie. Maar ons het maar geluk. Gee maar die naam is hier as jy nog na die
om te verjaag, sodat ons het maar net kan noem hierso. Baie dankie. Familie, ons gaan nou luister na die woordbediening, maar eerst, jy moet ry tot verby Uniondale. En dan voor jy Willowmore na kry, dan jy knap draai maak, en dan verhoor jy die pad. So as jou kar se wiele nie alright is, dan moet jy nie die pad ry nie. Maar die persoon wat vanoggend die woordbediening doen, kom uit die plek genaamd Zymanshoek. Nou daar op Zymanshoek is dit die gebruik dat ons die prediker moet optel. Ons kan nou nie net kom laat predik. Dis onmoontlik. So ek gaan vra vir die band dat ons die prediker, broer Ronald Zyman, vanoggend sal optel. Hartelijk welkom weer eens bij ons eredienst vanmorgen, ons tweede zondag in Advent, de zondag van vrede. Broers en zusters, ik weet niet van jullie niet, maar december is een van mijn gunsteling maanden. Dat is die speciale tijd wanneer ons denkt aan Jezus' eerste komst naar de aarde, als het babytje in de stal. Dat is ook tijd om samen met familie te keren, vakantie te houden en om het volgende jaar samen met de Heer te beginnen te plannen. Die Heer die Almachtige sê, kyk, ek stuur my boodskapper wat die pad voor my gereed is. Om ons te doen. Onze Vader wat in die hemel is, baie dankie vir Jesus omdat U my vanmorgen kan gebruik om die boodskap vir U kinders, die disciples te kan bring. Ek bid en ek vra dat hierdie woord vanmorgen direk met een en elk van ons harte en gedagtes spreek. In Jesus naam. Amen. Amen. Broers en susters, die thema vir Mattheus 3 vers 1 tot 12 is Johannes bereid beweging. Nou Johannes, die seun van Sagaria en Elisabeth, het 'n profeet geword toe hy groot is. God het Johannes gebruik om mense te leer dat die Messias binnekort sal kom. Nou in plaas daarvan om mense in die sinagoges of in die dorpe te leer, het Johannes in die wildernis gepreek. Mense van Jerusalem
een van Redwood Judea gekom om met Johannes te leer. Hy het hulle geleer dat hulle op ons slegte dinge te doen as hulle God gelukkig wil maak. Nadat hulle na Johannes geluister het, was baie van die mense jammer oor hulle sondes en as hulle deur Johannes daar in die Jordaanrivier gekom. Nou Johannes die Doper, hy moes 'n baie interessante mens gewees het. 'n Man wat klere van kameelhare gedra het. En sy spyskaart het elke dag sommer daar in die veld gekom, sprankane en heuning. Ek wonder hoe sou ons hom geklassifiseer het. Maar niks het Johannes verklaar wat mense van hom dink. Wat vir hom belangrik was dat hy God se opdrag duidelik sou uitvoer. Hy moes die mense doop en natuurlik ook Jesus se koms aankondig. Gou was Johannes die top of the town en het die mense na hom gestroom. Maar vir boekies omdraai was daar nie. Johannes het vir die mense wat na hom kom luister het gesê, julle lewe moet radikaal verander, want God se nuwe wêreld is op hande. Hulle ou lewe werk nie meer nie. Daar sal 'n hele 180 grade omkeerende dade wees. Ja, op 'n manier het Johannes vanmôre vir ons en sy verhoor oor die bots. Nou Johannes was gedring om God se boodskap aan die verhorenes te verkondig en hy het dit reg gedoen. Hy het nie omgegee dat hy nie tussen die mense inpas nie. En as mense so met 'n skewe glimlag na sy klere kyk, het hy hom nie gepla nie. Nee, vir hom was dit baie belangriker om mense van Jesus se koms te vertel en mense te doen. Mense het van oor na hom toe gestroom, van heinde en van ver het hulle na hom toe gekom. Almal van hulle wat in die openbare erken het, dat hulle nie gedoen het wat God van hulle vra nie, is daar in die Jordaan weer opgedoen. Baie mense het seker uit nuuskierigheid gaan kyk na die weerman wat mense dood en Jesus se koms aankondig. Maar hulle het baie meer gekry as wat hulle verwag het, van hulle hele lewe radikaal verander. Na die uitstapie na die Jordaan, en hulle besef hoe vuil hulle van hulle sonde was, en dit kon net daar in die Jordaan skoon gewas word. Nou toe hulle die boodskap van Jesus hoor, het die mense gehoor gegee, en daar en dan hulle sondes vergeef. Priesters en leviete het ook na Johannes gekom en vir hom gevra, wie is jy? Almal geweet. Johannes het gesê, ek is 'n stem in die wildernis wat mense na God toe lei, net soos Jesaja verspreek. Mense het van die dinge gehou wat Johannes hulle geleer het. Baie mense het gewonder of Johannes dalk die Messias is. Maar hy het vir hulle gesê, iemand baie groter as ek gaan binnekort kom. Ek is nie eers goed genoeg om sy sandale los te maak. Ek loop met water, maar hy sal met die Heilige Gees wees. Broers en susters, die Here vra vanoggend van my en jou, dat ons sal vrugte dra, wat wys dat ons bekeer is. En hy gaan verder weer te sê, elke boom wat jou goeie vrugte dra, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dat ons moet vrugte dra, dat mense kan ons uitken as gelowiges. Dit is die vrugte van ingees, die vrug van vrede eerder as woede, die vrug van liefde eerder as haat, die vrug van diensbaarheid, die vrug van daardie ekstra kilometer wat jy sal met iemand anders hoor, die vrugte van vrede, geduld, langmoedigheid en liefde, die vrug van gees. Familie, dis die vrugte wat ons moet dra. Mense moet kan sien dat ons gelowig is. Hulle moet dit nie kan hoor. Hulle moet die vrugte wat
ons dra en wat van binnenkom kan raak sien. Wees vandag anders. Jy kan nie meer leef soos voordat jy 'n Christen geword het nie. Jy moet die vrugte dra wat wys dat jy moet leef. As dit nie die geval in jou lewe is nie, moet jy dit vandag bely. Vra die Here om jou te vergewe en oorbegin. Jy sal die verskil sien wat die Here in jou lewe sal maak. Daar was ook gereeld deur die boodskap. Die vraag is of ons ook so dit erns daarmee maak. Word ons ook so gedring dat ons sonder met ons kerkklere in die rivier sal spring om van ons sondes geheilig te word. Gaan sit rustig en dink oor jou lewenspaadjie tot God. Dit is nou net 'n goeie tyd om seker te maak. Handelinge 2:38 sê vir ons, Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer en maak reg. Laat julle die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sondes vergewe word. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Broers en susters, ons sê wat om te sê vir die preek, maar dan die boodskap toe gesê wat die Here van die Here sê. Ek sê af, broers en susters, die Here sê vandag vir ons, ek gee vandag die Here op. Nou ons kan maar in daardie oomblik, waar dit voel dinge werk nie meer nie, waar moedeloos en jonge vasmaak. Maar luister wat sê Romeine 15:13 vir ons. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrees in die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons hoef nie ons eie planne te dra nie. Ons hoef nie ons eie krag te vertrou nie. Die Heilige Gees is ons verhoor, ons helper en ons liefsman. Wanneer alles rondom ons vergaan, bly net in die voete van Jesus. Hy plant hoop in ons harte. Selfs in die woestyn bring hy hoop in. Amen. Liewe Jesus, baie dankie dat U my vandag geroep. Dankie vir die woord wat ek gegaan het. Ek erken dat ek 'n persoon en ons almal sondaars is. En ek wil dit vra dat U ons sal vergewe van al ons sondes. Baie dankie vir die beskerming vir ons lewens. Wil ons harte almagtige Vader en vrede. Dankie vir die liefde wat U ons leer. Ons gee Here die dag aan U. Ek bid en ek vra dat U ons sal beskerm van alle gevare. Beskerm ons net as Jesus. Liefde is self die siekes in ons gemeenskap. Here ons kerk. Bid ek vra dat U vir hulle 'n liggaamlike gesondheid kan sal. Gaan hulle die probleme om te oplos. Hierdie pyn is verlig op die naam. Die hartseer is in die trane van hulle dood. Die seer gemaak is deur middel van die dood. Bid en vra dat U daardie seer sal vervul met eenheid. Trek U net van ons môre toe onder die kosbare liefde. Dankie dat U die lig in ons lewens. Dankie almagtige Vader, omdat U ons veilig gevestig het. En ons respek is. Ek bid dit in Jesus en baie dankie. Amen.
Ons trek die goede van geslag tot geslag. Here, dit is U wat dit laat doen, Here. Dit is U wat die son laat skyn, Here. Yes. En dit is U wat die wind laat waai, Here. En dit is U wat die plante laat groei, Here. Yes. Yes. En daaruit, Here, U vir ons, Here, gesorg, Here. U het vir ons voorsien, Here. Yes. Here, ons gee vir U al die eer en die lof, ons Jesus. dank, Here. Here, ons bring ons offers voor U, Here. Want U dit sien, Here. Want U, Here, vir hulle sal sien dat daar sal werk, Here. Dis vir U, Here, die nodige kennis en wysheid, Here. Om dit volgens U te doen, Here. Dank ons, Here. Dank U, Here. Ons vra dit in genade en met baie danksegging. Amen. Amen. Vader, ja, Here Jesus, alles sal vernietig. En tot niet van maar die woord sal bly. Halleluja. Want ek beloof, so sal my woord wees wat uit my kom. Dit sal voorspoedig wees waar jy dit sien. En nooit weer na my terug. Vader, ons neem nie aan op die woord, want jy is 'n waarheid. Dank U,
Nou vra ons, Here, kom seën ons. Laat die seën, Here, so mogelijk op ons Jesus. Rus in die gekomen. Die Here sal u seën. Die Here sal u beskerm. Die Here sal tot u vergeving en u genade ons. En nou mag die genade van ons Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy dank, sy beleid tot in alle ewigheid. En ons almal by die koms van ons verlosser verwag sê. Amen.